Goeiemôre. Baie welkom vanoggend by die erediens. Op 'n oggend wat dit ewe skielik koeler geword het. Mag dit vir ons 'n vreugdevolle paar oomblikke saam met mekaar wees in hierdie erediens. En dat ons daaraan dink dat ons vanoggend hier is in mekaar se teenwoordigheid, saam met mekaar, maar saam met mekaar in God se teenwoordigheid. Mag ons vanoggend dit beleef en dit ook vir ons warm maak, ons harte warm laat klop en vir ons bly laat wees. Kom ons groet mekaar, sê vir mekaar welkom. Maak seker wie sit naby jou. Vriende, die Sondag in die tyd van Paasfees, waar ons nou bevind, na Paasnaweek, 2 naweke gelede. In hierdie tyd het die Sondag spesifieke name. En dit kom uit die psalms wat altyd voorgelees is, en die eerste woord van daai psalm was dan die naam van die Sondag. En vandag se Sondag is blydskapsondag. So om bly te wees, 'n jubelsondag, 'n juigsondag. En dit kom uit Psalm 66 uit. Juig tot eer van God, almal op aarde. Sing tot die roem van sy naam. Gee hom die eer wat hom toekom. En ons gaan nou 2 liedere sing waarmee ons hierdie eer en hierdie lof, hierdie blydskap aan God wil besing. Ons gaan 2 lofliedere sing waarvoor ons gaan staan. En dan vir die 3de lied, Nader tot die Here, gaan ons sit. En dit is dan ook 'n rustiger lied, 'n meer 'n mediterende lied, waarmee ons dan net weer 'n keer sê, hoekom is ons hier? Nader tot die Here. Maar vir die eerste 2 liedere, kom ons staan daarvoor. En onthou, dis Jubelsondag. Ik stuur al naar
Dis Jubelsondag. Psalm 66 vertel vir ons iets van hierdie jubeling. Dis 'n psalm wat vir ons oor en oor beskryf, op meer as een manier, dat ons kan jubel daaroor, omdat God alles in sy vermoë doen, om die verhouding tussen God en mens, tussen mens en God, te herstel en dit nuut te maak. En aan die einde van Psalm 66 staan daar, die lof kom aan God toe, wat my gebed nie afgewys het nie. En dit is nie 'n gebed om gesond te word, of om te kry wat ek wil hê nie, dit is die gebed, wat in baie gevalle onuitgesproke gebed is. Dat die verhouding tussen my en God, dat ek wat van God af weggeloop het, dat hy my weer sal inlaat en weer sal toelaat by hom. Hy het my gebed nie afgewys nie. En sy trou het hy nie van my weerhou nie. Hy het sy trou nie van my weerhou nie. Dis die gebed wat hy verhoor het. Dat hierdie verhouding, hierdie eenheid tussen ons en God herstel is. En dis die enigste manier hoe ons 'n jubelsondag, 'n jubellewe kan hê, is omdat God getrou is en die verhouding herstel het. En vriende, ons wat in 'n kerk is wat glo aan die kinderdoop en die kinderdoop bedien, is dit sekerlik die grootste wonder, dat God hom aan ons verbind, want dis die teken van die kinderdoop, dat God hom aan ons verbind, nog voor ons gebore is, as ons babetjies is, en dat hy getrou is, en ons altyd sal onthou. Ons kan van hom vergeet, ons kan ontrou raak, maar God is nooit ontrou nie. Hy sal sy trou nooit van ons, en van ons kinders, en van ons kleinkinders, weerhou nie. Gemeente, genade vir julle, en vrede, van God, ons Vader, wat getrou is, en van Jesus Christus, wat God se trou aan ons kom bewys het, en van die Heilige Gees, wat by jou is, wat in jou is, wat rondom jou is, en jou aanraak, en in jou oor fluister, dat God getrou is. Amen. Ek wil graag vir ons kinders iets gewys het, en ek gaan dit nou nog steeds wys. Jan, jy kan vir ons die volgende prentjie wys. En dit is 'n yskas vol magnete. En ek het so 'n klein voorbeeldjie daarvan saamgebring vir hulle, maar miskien is daar van hulle wat vanoggend kyk, en wat ingeskakel is op die diens. Nou sê die mense wat slim is, dat as ek 'n magneet afhaal van die metaal waarop hy vassit, en ek sit hom vir altyd tussen my klere ergens in 'n laai vir baie lang tyd, dat die magneet sy magneetkrag kan verloor. En iets daarvan staan in Johannes 21, wat ons vanoggend gaan lees. Dat God naby ons is. Maar dat ons baie keer in ons klerekas wegkruip, of ergens weg is, en nie aan hom verbind is nie. En dan kan ons ook ons krag verloor. En daar's 3 dinge, en ons het so 'n klompie Sondae gelede daarby stil gestaan. Daar's 3 dinge, 3 dissiplines, wat ons help om ons magneetkrag te behou. En dis om die Bybel te lees, en om te bid, en om die eredienste by te woon. Al is dit nie altyd lekker nie, al is ek soms vaak, al is dit soms te koud of te vroeg, of ek is te moeg, is dit die plek waar ons hoort, ons eredienste, ons samekomste,
om Bybel te lees en om te bid. Dit help dat my magneetkrag, my Jesuskrag in my bly en ek kan vassit aan hom. Vriende, kom ons staan en dan gaan ons 'n lied sing. In die hemel is die Heer. Jesus groot bo almal. Jesus groot bo almal. Sterke verlosser, magtige Heer en Heiland. Kom ons staan en ons sing hierdie 4 verse. Staan en dan bely ons ook amper in dieselfde asem en met dieselfde asem ons geloof in die drie-enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Heer. Kom ons gebruik 'n oomblik om net dankie te sê, dankie vir God se teenwoordigheid, vir mekaar se teenwoordigheid en vir alles wat ons van God ontvang.
Here, ons aanbid U as die God wat in die hemel is, die skepper van die hemel en die aarde, die onbegryplike, die ewige God, die een vir wie ons nooit sal kan verklaar nie. Ons aanbid U as die God wat in U grootheid klein geword het, en 'n mens geword het, wat in ons wêreld, in ons situasie, in ons omstandighede, kom indaal het, en hier 'n mens geword het, hier U liefde, U genade aan ons kom bewys het. Ons aanbid U, Here, in hierdie Paasfeestyd, as die God wat die dood oorwin het, wat die lewe is, die God wat aan ons verskyn, wat ons bewus maak, dat ons anders na die lewe kan kyk, en ons daartoe in staat stel. Ons dank U dat ons vanoggend ook kan kom om in te tree vir mense en vir die wêreld. En Here, al noem ons nie mense of instansies of lande se name nie, bid ons vanoggend vir mense, vir 'n wêreld wat in so baie opsigte nood beleef. Dank ons hier dat ons U woord het, die Bybel het, dat ons U stem daardeur kan hoor, U wysheid daardeur kan ontvang. En bid ek dat U ook vanoggend, Here, deur U woord met ons sal praat en ons sal aanraak, en dat ons dan hiervandaan kan weggaan, om 'n nuwe week, wat weer 'n vol week gaan wees, te kan leef as U verteenwoordigers. Amen. En ons lees saam met mekaar uit Johannes. Ons het verlede week Johannes 20 gelees. Johannes 20 wat vertel van Jesus wat verskyn het. En dan eindig die hoofstuk deur te sê dat Jesus nog baie ander wonderwerke gedoen het, en dat hy nog baie dinge gesê het, maar hierdie is beskryf sodat ons kan weet dat Jesus die Christus is, en as ons in hom glo, ons dan die ewige lewe het. Nie gaan kry nie, dit het. En eintlik klink dit en lyk dit of die Johannes Evangelie daar eindig. Maar dan is daar nog 'n slothoofstuk, hoofstuk 21. Party mense sê iemand anders het dit geskryf, maar dit lyk tog of dit Johannes is wat dit geskryf het, waarmee hy dan wil sê, maar hy het nog 'n keer verskyn. Waarmee hy wil sê dat hy eintlik nooit ophou met sy verskynings nie. En dis waarna ons vanoggend kyk. Johannes 21, van vers 1 tot 19. Nadat hy nou verskyn het aan die disippels, en toe aan Thomas, het hy weer 'n keer aan sy disippels verskyn, by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem word, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus, en nog 2 ander disippels was daar saam. En toe sê Simon Petrus vir hulle, ek gaan visvang. Ons gaan saam met jou, sê hulle toe vir hom. Hulle het gegaan, en in die skei geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, met ander woorde die volgende oggend, het Jesus daar op die strand gestaan. Maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. En Jesus vra toe vir hulle, daar van die strand af, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei uit. Dan sal julle iets kry om te eet. Hulle het toe die net aan die regterkant van die skei uitgegooi, en vanweë die groot klomp vis, kon hulle dit nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, waarskynlik dan Johannes, hulle is nog daar op die skei,
nog nie op die strand nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy boelhy was kaal, en het in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, omtrent so 100 tree. Die ander disippels het met die skuitjie gekom, en die net met die visse saamgesleep. Toe hulle aan land kom, het daar 'n vuur gebrand, en 'n stuk vis het daarop gelê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir sy disippels, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe gegaan, in die skuit geklim, en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse. 153. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u? Nie. Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en hy gee dit vir hulle. En net so die vis ook. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het nadat hy uit die dood opgewek is. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Jesus sê toe vir Petrus, laat my lammers wei. Hy vra hom toe weer, 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom toe 'n 3de keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geraak, dat Jesus hom vir 'n 3de keer gevra het jy my lief? En hy antwoord, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou. Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waarheen jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee het hy aangedui met watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hulle, of eintlik vir Petrus, daarna sê hy vir Petrus vir hom, volg my. Volg my. Dis ons skriflesing vanoggend. Na Jesus se opstanding op die Sondagoggend na die kruisiging, die Vrydag, het hy daar in die begraafplaas aan Maria verskyn. Klein bietjie later stap hy saam met 2 mans op pad na 'n klein plekkie daar naby Jerusalem, Emmaus. En vir 'n lang tyd stap hierdie 3 so saam en Jesus praat die hele tyd met hulle sonder dat hulle agterkom. Dit is hy. Hy het ook verskyn aan die disippels. Eers so 'n week na die opstanding aan die disippels sonder Thomas. 'n week later weer aan die disippels, daar in die boefretrek waar alles gesluit was, deure toe was, maar toe is Thomas ook by. As hy die tweede keer verskyn,
en Thomas ook by is. Thomas die twyfelaar. Thomas het gesê, ek sal dit net glo as ek die merke in sy hande kan sien en my hand in sy sy kan steek. Dan kom hy ook daar en dan sê hy vir hulle vrede vir julle. En dan sê hy vir Thomas, Thomas, steek jou hande in my sy. Kyk na die merke op my hande. Moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Hy verskyn aan Thomas en Samantha het verlede week heel wat daaroor gesê. Hy verskyn aan Thomas presies waar hy is. Hy verskyn aan Thomas in sy twyfel, in sy sinisme. So asof Jesus bereid is om alles te doen wat nodig is. Sodat Thomas toch net sal sien en sal weet dat Jesus opgestaan het. Jesus het, waarvan ons weet, 10 keer aan mense verskyn na sy opstanding en voor sy hemelvaart. Maar ook na sy hemelvaart verskyn hy weer aan mense. Hy verskyn onder andere aan Paulus, daar by Damaskuspad. Hy verskyn aan Johannes op die eiland Patmos. Die opvallende is, dat voor sy hemelvaart, maar ook daarna, mense heel dikwels nie geweet het, dat het hy is nie. Ons lees dit ook vanoggend, dat die mense nie dadelik weet, dat het Jesus is wat aan hulle verskyn nie. Eers wanneer hy Maria se naam noem in die begrafplaas, dan besef sy, maar dis Jesus hierdie, dis nie maar net 'n tuinier nie. Hy stap saam met die 2 Emmausgangers, hy verduidelik die hele geskiedenis van God en van Jesus. Vertel alles vir hulle van hoe dit beplan is en wat die profete gesê het. Maar hulle kom nie agter, dis Jesus nie. Eers as hy die brood breek, dan kom hulle dit agter. Hy het nou al 'n hele paar maal aan die disippels verskyn, 2 maal. En nou is hulle op hierdie bootjie. Hulle vang vis. En dan kom hulle naby aan die strand, 100 tree van die strand, en dan sien hulle hierdie man op die strand, en hy praat met hulle hoor die stem wat Maria gehoor het, maar hulle weet nie dis hy nie. Eers as hulle dan skielik hierdie klomp visse vang, dan besef Johannes, maar dit is die Here. Vriende, ek dink daar's in hierdie Paasfeestyd, en ons leef ons Paasfeestlewens, ons leef opstandingslewens. Daar's 3 belangrike dinge om te onthou. Die eerste een is, dat die mense aan wie hy verskyn het, wat ons nou van lees, het nie dadelik geweet, dis hy nie. Dan moes elke keer eers iets gebeur het. Die tweede wat ons moet weet, is dat Jesus se opstanding gaan nie net, ek wil self sê, dit gaan nie in die eerste plek oor die leë graf nie. Dit gaan daaroor dat Jesus, die lewende Here, die een wat die graf verlaat het, dat hy aan mense verskyn. En die derde een is dan, dat ons nie so maklik en baie moet praat oor die disippels en oor die mense in die Bybelse tyd wat Jesus nie dadelik herken het nie. Want die vraag is, of ek en jy, wat vandag leef, of ons altyd bewus is van sy verskynings. Eintlik is die vraag, vriende, of ek en jy glo, dat Jesus ook vandag nog aan ons verskyn. En is ons dan bewus van daardie verskyning? By verskillende geleenthede in die Bybel lees ons, dat daar verskillende dinge moes gebeur het, voordat mense agterkom dat dit Jesus is. In hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het, is daar 'n hele paar aanduidings, dinge wat ons kan onthou, hoe ons kan seker maak, of ek nie dalk vir Jesus ontmoet, of Jesus nie dalk vir my ontmoet, hier in hierdie lewe nie. Ons gaan 3 daarvan uitlig vanoggend.
En die heel eerste een, lees ons in hierdie geval dat die disippels wat nou al 'n paar weke gelede hom die aand daar in die bofortrek ontmoet het, daai wonderwerk beleef het dat Jesus daar ingekom het terwyl alles gesluit was en alles toe was en hom aan hulle gaan geopenbaar het, dat hy intussen gehoor het, maar Thomas wat nie daar was nie, is so sinies en hy glo dit nie, en dat hy weer kom en hy self toe vertrek wat alles gesluit is en wat donker is. Toe hy agterkom, Thomas is ook daar, toe kom hy daarin en hy openbaar hom ook daar aan Thomas. Maar nou sit hy 'n tydjie daarna. En Jesus is nou nie meer by hulle nie. Hy's nie elke dag meer by hulle soos wat hy was voor sy kruisiging nie. En hulle begin vir mekaar die vraag vra, hoe lyk ons toekoms nou? Wat gaan nou word van ons? Ons het nou hierdie paar jaar geleef by Jesus, nou is hy weg, hy gaan seker nog opvaar hemel toe ook, soos hy gesê het. Hoe lyk ons lewens vorentoe? En een van die vrae wat sekerlik by hulle opgekom het is, moet ons dalk maar weer teruggaan na ons vorige beroep toe, en weer gaan vissers word? Weer op 'n manier daarom ons daaglikse brood verdien, deur vis te vang. Maar in hierdie tyd wat hulle nou nog so wonder en so saam praat en onseker is en geskok is nog oor Jesus se dood, ook geskok is daaroor dat hy wel aan hulle verskyn het en hulle hom nie dadelik herken het nie, sê Petrus, nee, dis nou genoeg, hierdie goed is net te veel vir my, ek gaan nou vandag visvang, ek wil my kop skoon kry, ek wil net 'n slag wegkom, ek gaan visvang. Ja, dis 'n goeie plan, sê die res, ons gaan ook saam met jou. Maar soos dit nou met vissermanne gaan, is hierdie nou een van daai nagte wat hulle niks vang nie. En hulle kom nou maar terug. En dan is daai vreemdeling daar op die strand, en hy koggel hulle amper, en hy sê vir hulle, geef my iets om te eet. Nee meneer, ons het niks gevang vandag nie. Gaan kyk, gaan gooi weer die net in, aan die regterkant hierdie keer. En dan vang hulle hierdie verskriklike klomp vis, so baie, dat hulle skaars die nette kon intrek. En dan, as hulle hierdie klomp vis in die bootjie het, in die skuit het, dan sê Johannes, maar dis die Here. Dis nie maar net 'n vreemdeling daai nie, dis die Here daai. Hy sien nie maar net 'n klomp vis nie. En ja, daar's nou baie mense wat sê, dit was nie regtig 'n wonderwerk nie. Jesus kom maar net van die strand af duideliker sien, waar is daar visse, en toe stuur hy vir hulle soontoe. Ander mense sê, maar daar's 'n sekere plek in die meer van Galilea, waar daar meer visse is, en hulle het maar net soontoe gegaan. Maar Johannes sien iets meer. Johannes sien, as hulle daai klomp visse vang, dan sien hy God se hand daarin. Dan sien hy daarin dat God nie weg is nie. Dat God hulle nie verlaat het, al is hy nie meer elke dag by hulle nie. En dis die wonderwerk. Vriende, die wonderwerk is, as ons regtig glo in Jesus Christus wat opgestaan het uit die dood, dan gaan sy opstanding oor meer as 'n leë graf. Dan gaan dit daaroor dat hy teenwoordig is in die lewe, in die bestaan van elke dag. En as ons dit glo, as ons glo dat hy betrokke is en dat hy teenwoordig is in die bestaan van elke dag, dan sien ons sy hand in die meeste van die gebeure rondom ons. Dan sien ons sy hand en dan verlos dit ons van 'n skeptiese lewensuitkyk en van 'n klomp twyfel. En dis wat ons moet raak sien. Die wonderwerk is nie dat hulle hierdie klomp vis vang nie. Die wonderwerk is dat Johannes hierdie geloofsoë het,
dat toe hierdie goed plaasvind, dat hy toe kon besef, maar dis die Here. Dis Jesus, wat hier op die strand by ons is. Daar gebeur baie wonderwerke met ons. Goed wat ons as wonderwerke beskou. Maar vriende, die grootste wonderwerk is nie dat daar 'n klomp goed gebeur nie, maar daar gebeur 'n klomp goed rondom ons. Die son kom elke oggend op. Dit reën partykeer. Die seisoene volg mekaar op. Daar is magdomme van wonderwerke, goed wat gebeur, wat ek en jy nie kan doen nie, of kan laat gebeur nie. Dis nie die eintlike wonderwerk nie. Die eintlike wonderwerk is dat ek en jy dit kan raak sien. Dat ons kan sien dat God ook in hierdie lewe in baie meer dinge teenwoordig is as wat ek gedink het. God, ons het dit gesing ook vanoggend. God is Immanuel. Dit beteken hy's God met my. Hy's God met my as ek op hierdie preekstoel staan. Hy's God met my as ek in die bank sit vanoggend. Hy's God met my as my gedagtes dalk op die oomblik besig is om te dwaal na iets wat my bekommer of wat my bly maak of wat my hartseer maak. Hy is by my as ek in my motor sit. God is by my as ek waarmee ook al besig is en wat ook al beleef. Die wonderwerk is nie dat ek 'n klomp goed kry wat vir my lekker is en waarvan ek hou en waarvoor ek gebid het nie. Die wonderwerk is dat God elke oomblik met my besig is en dat ek dit kan raak sien. En vir mekaar kan sê, dit is die Here. Dis die eerste manier. Daar gebeur goed rondom ons, wonderwerke. Nie net hierdie groot goed nie, baie dinge. En dat ons dit kan raak sien. Maar dat is 'n tweede ding. Hulle gaan nou uit, hulle vang 'n klomp vis die tweede keer. En Johannes sê dan vir Petrus, dis die Here. En Petrus trek sy hemp aan, want sy bolyf was kaal, en hy spring in die water, en hy swem na God toe. Want hy wil by Jesus wees. Dalk wil hy iets vir hom gaan sê, want die verloning spook nog in sy gedagtes. Maar hy spring uit en hy swem na Jesus toe. Want hierdie Petrus wat lank voor Jesus se kruisiging, eendag toe die Here vir hulle vra, maar julle, wie sê julle is ek? Toe sê hy, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Hierdie Jesus wat net 'n week of wat van tevore 2 maal aan hulle verskyn het in die bovertrek, hy het hom nie nou herken nie. Johannes moes vir hom sê, dis die Here. Maar onmiddellik reageer Petrus daarop. En ek dink daarin is daar beslis vir my iets om te gebruik en te beleef dat Jesus aan my verskyn deur Johannese. Want Petrus het hier vir Johannes vertrou. Petrus sou soos Thomas kon sê, nee, ek glo dit glad nie. Ek wil eers die merke aan hom sien. Maar hy glo vir Johannes. Hy het vir Johannes vertrou. Al het hy 'n sekonde van tevore nie gedink, dis die Here nie. Daar's tye in ons lewe, vriende, wanneer ons maklik vir Jesus herken, wanneer ons weet, dis Jesus wat aan my verskyn. By die geboorte van 'n kind of 'n kleinkind. Wanneer ek goeie nuus kry, wanneer dit goed gaan met my kinders en met myself,
dan is dit maklik vir ons om te sê, maar die Here het my geseën, en die Here het aan my verskyn, en die Here is so goed vir my. Maar daar is ook tye in ons lewe, wat ons nie vir Jesus herken nie. Daar's baie tye in ons lewe, wanneer dit vir ons voel of hy sluimer of slaap, of hy ons vergeet het, dat ons ook wil uitroep en sê, maar waar is God? Daar's tye in ons lewe, wanneer ons iemand anders nodig het, om namens ons te kyk, en namens ons te sê, dit is die Here. Die Here is nou by jou. Vriende, is dit nie een van die groot, baie groot geskenke, wat ons ontvang, om deel te wees van die gemeenskap van gelowiges? Dat ons deel kan wees, dat ons broers en susters kan hê, dat ons mense kan hê wat ook in Jesus glo. En as dit met my gebeur, dat ek net nie vir God kan raak sien, omdat ek so diep in die duisternis is, dat iemand vir my kan sê, maar God is met jou besig. Dat iemand vir my kan sê, maar is God nie juis nou met jou besig nie? En dat ek dan uit die boot kan spring en kan begin swem. En weer moed en energie kan kry en aangaan nie. En dit is hoekom ons daar is vir mekaar. Dit is hoekom ons daar is vir mekaar. Om vir mekaar te sê, jy gaan nou op hierdie oomblik deur hierdie diep donkerte in jou lewe. Maar dit is die Here, wat in hierdie donkerte, in hierdie hartseer wat jy beleef, dit is die Here, wat aan jou verskyn. Hy sluimer nie, hy is nie weg nie, hy is juis in hierdie stuk swaar kry, by jou. En dat ons mekaar dan moet vertrou. Dat ons nie dan met mekaar moet begin redeneer en sê, maar jy praat nonsens nie. Dis nie waar nie, dis onmoontlik nie. Maar die feit dat ek in my uur van nood nie vir God kan raak sien nie, en God se verskyning aan my nie kan raak sien nie, beteken nie dat my broer of my suster hom nie kan raak sien. En dan is hulle my oë om my vas te hou en vir my daarmee te help. God verskyn aan ons deur ander mense. Die derde een is, nadat hulle nou die vis gevang het, Petrus strand toe geswem het, die ander die skytjie gebring het, die net uitgesleep het, kom hulle op die strand en dan is Jesus daar besig, daar brand hulle klare vuur, as vis op en as brood ook by. En dan gee Jesus vir hulle van die vis en dan gee vir hulle van die brood. En hulle het eintlik 'n soort van 'n nagmaal daar, wat hulle herinner aan daai laaste ete wat hulle 'n paar weke gelede saam met hom gehad het in die bofortrek. Dan breek hy die brood en hy gee vir hulle die vis en hulle eet dit saam met mekaar. En dan begin hy met Petrus praat. Petrus wat met hierdie skuldgevoel rondloop, Petrus wat dit nie uit sy kop uit kan kry, dat die haan se kraai nie uit die geluid net nie kan wegkry nie, dit aan mekaar by hom opkom, as hy in die nag gaan slaap, dan hoor hy die haan se kraai. 3 maal het hy vir 'n diensmeisie gesê, ek ken hom nie, ek weet nie van wie jy praat nie, ek ken hom nie. 3 maal. En toe die haan gekraai. Simon, seun van Johannes, jy wat my verloon het. Jy wat my verloon het. Het jy my regtig lief? Meer as hulle hier? Het jy my regtig lief? Het jy my lief?
En dan sê hy van, ja Here, U weet alles. Die derde maal is hy hartseer, dan huil hy. Want Here, hou net op om so te krap, hierdie wond is rou, Here, hou net op. Dan huil hy. Here, U weet alles. U ken my lewe. U ken my ongehoorsaamheid. U weet, Here, ek het voete van klei. U weet, Here, ek het gestruikel. U weet, ek het gejok. Ek het gesê, ek ken U nie. Ek het dit 3 maal gesê. Hou op, Here, om aan mekaar te vra of ek U liefhet. U weet alles. Maar Here, al het ek U verloon, U weet dat ek U ook liefhet. Dis reg, Petrus. Laat my skape wy. En dan kom Jesus. En dan herstel hy hierdie verhouding. Want vriende, ook as ons ontrou is, bly God getrou. Petrus, dit gaan nie vir my oor jou lewe nie. Petrus, onthou jy 3 jaar gelede het ek julle ook langs die see gekry. Julle was ook besig met julle bote. Julle het ook vis gevang. En toe het ek jou geroep en gesê, Petrus, los die boot. Los die visse. Ek gaan van jou 'n visser van mense maak. Dit is waartoe ek jou geroep het, Petrus. Dit is eintlik die roeping wat jy versaak het, toe jy gesê het, jy ken my nie. Maar Petrus, ek het mense soos jy nodig. Ek het mense nodig wat ook ontrou was. Maar wat kan voortgaan met hulle roeping, omdat God getrou is. En ek jou sal herstel. En omdat ek jou sonde sal vergewe. En omdat ek jou sal nuut maak. Petrus, jy wat so diep ver geval het, ek sal jou heel maak. Volg my. Eers sê hy vir hom, toe jy jong was, het jy self jou klere aangetrek en vasgemaak en gegaan waartoe jy wil. Maar as jy oud word, gaan jy jou hande uitsteek en iemand anders gaan jou vasmaak en jou neem waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus vir Petrus gesê, om daarmee aan te dui met watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Volg my. Volg my, Petrus, op hierdie pad, waar ander mense jou gaan aantrek, waar ander mense jou gaan vasmaak, waar ander mense jou na 'n kruis toe gaan vat, waar jy onderste bo gekruisig gaan word. Petrus, volg my op hierdie pad van kruisdra. Dit is waartoe ek jou herstel. Petrus gaan sê vir mense, as jy nou 'n visser van mense word, gaan sê dan vir mense, moenie sê, ek is te 'n groot sondaar, ek het te veel gesondig, ek is te sleg, my lewe, ek het te veel foute gemaak, ek het te veel keer teruggeval, nee, ek kan nie vir die Here volg nie. Petrus, word die voorbeeld. Petrus, word die storie. Wat ander mense kan lees, as hulle na jou kyk. Gaan vertel vir hulle dat jy ontrou was, maar dat dit eintlik oor God gaan. God wat getrou is. Want Petrus, in jou swakheid, kan jy die duidelikste en die helderste, die evangelie van 'n nuwe lewe aan mense oordra. Petrus, ek gaan nie toelaat dat sonde tussen my of tussen jou en jou opdrag staan nie. Ek sal die sonde vergewe. Ek sal jou nuut maak. En dis die wonderwerk. Dis die wonderwerk, vriende. Het gaan nie oor Petrus nie. Het gaan ook nie oor Johannes nie. Die wonderwerk is, dat ek, en dat jy,
dat ons vissers van mense kan wees. Ons wat nuut gemaak is deur God. Ons wie se sonde vergewe is. Ons wat maar net mense is. Ons wat geroep is deur 'n God wat getrou is. Volg my. Mag ek, mag jy, mag ons vandag, vanmiddag, elke dag, in die moeilikste omstandighede waarin ons bevind, raak sien, dat God nog steeds, dat Jesus nog steeds aan ons verskyn. Mag ons mekaar help om Jesus se verskynings te sien en dan nie te gaan leef. En die krag van Jesus Christus al hoe meer in ons werk, sodat dit nie ek is wat leef nie, sodat dit nie ek is wat aan hom vasklou nie, maar hy wat vir my vashou. Amen. Here, gee vir ons die geloofsoë om die wonderwerk van u verskyning elke dag in ons lewe raak te sien. Amen. Ek gaan nie van die afkondigings beklemtoon nie. Julle het 'n familienuus ontvang. Kyk gerus daarna, reageer daarop, en mag die nuwe week wat voorlê vir ons 'n geseënde week wees. Dit is weer 'n vol skoolweek vir ons kinders, vir die onderwysers, en vir ons almal. Is die vakansie daar nou verby? Mag dit 'n goeie en 'n geseënde week wees. Ons gaan 'n lied sing. God is my sterkte, God is my krag, God bind my aan hom. En julle is welkom om na die tyd saam te kom tee drink op die grasperkie buitekant.
Vriende, ons is nêrens toevallig nie. Waar ons is, daar het God ons geplaas. Waarheen ons ook al gaan, daarheen stuur God ons, om daar die verskyning van Jesus te beleef, en om daar mense tot 'n seën te wees. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap, die nabyheid van die Heilige Gees, sal by ons elkeen bly en met julle wees.